Dankie pastoor, dit was so 'n mooi verwelkoming. Ek wens my ouers was hier om dit te hoor. Ek dink my pa sou baie daarvan gehou het en ek dink amper my ma sou jou geglo het. Nietemin, dankie. Dames en here, is my absolute voorreg om hier te wees. En pastoor, ek gaan vra jy moet maar net weer lag vir my grappies hoor, want uit die aard van die saak het jy al reeds gehoor wat ek te sê het. Maar dit is my voorreg om hier te wees vir twee spesifieke redes. Die eerste rede is lekker om vir die volgende halfuur na jou eie stem te luister. Is die waarheid? Nee, ek speel. Ek is hier om die waarheid met jou te deel. God het gesê in sy woord, dit is die waarheid wat jou vry maak. As jy vanmôre gekom het en jy het 'n mooi foto van my gesien en jy dink hierdie ou gaan iets in my lewe doen, ek gaan hierdie ou se stem hoor of ek gaan hoor wat hy te sê het en ek gaan huis toe gaan en my finansiële lewe gaan uitgesorteer wees, het ek vir jou slegte nuus. Ek, wat Wilco is, kan niks vir jou doen nie. Ek is net 'n spreekbuis vir die Here. Die Here het my 'n mandaat gegee en my mandaat is om die waarheid te praat oor geld. My funksie vanmôre is hier om jou in die rigting van Jesus Christus te wys. Nou, vir my om te doen wat ek gekom het om te doen, het ek jou toestemming nodig. Dit help nie ons draai doekies om nie, dit help nie ons praat mooi nie. Ek het nodig om die volle waarheid met jou te deel. Ongeag of jy daarvan gaan hou of nie. Ek is nie hier vir populariteit nie. Ek is nie hier dat ek moet vriende maak en as ek hier uitstap moet julle my like nie. Uit die aard van die saak sou dit nice wees as julle my stiek vir 'n koffie na die tyd, maar dit daar gelaat. So ek het nodig om die volle waarheid met jou te deel en daarvoor het ek jou toestemming nodig. Kan ek vandag, sonder om ons gevoelens in ag te neem, die volle waarheid met jou deel? Sê ja. Amen. Alright, so dit is wat ek gaan doen. Ek het gekom met 'n spesifieke doel. Nou, dis die tweede keer wat pastoor my uitnooi, dit is die waarheid. Nou, dit sê iets, nee, as jy jou vir 'n tweede keer uitnooi. Dit sê nie alles nie, dit sê iets. Mag dalk beteken, laas het ek goed gedoen, en hy het gedink, goeie genade, laat ons hierdie broer kry om weer met ons te kom praat. Dit is dalk die een moontlikheid. Maar die ander moontlikheid is, dalk het ek laas so sleg gedoen, hy het by homself gedink, goeie genade, dalk het hierdie broer COVID gehad, kom ons gee hom net nog een kans. Maar hoe ek dit sê, is ek beter af om nie te weet nie. Dit is my lekker om hier te wees. Ek wil ook graag open met gebed, as jy nie gaan omgee nie. Ons is uit die aard van die saak in die huis van die Here en hier bid ons praat die waarheid en ons bid. So asseblief almal, ek gaan vra dat almal julle oë sluit. Jy sal oplet dat ek ingestap het met 'n sakkie, 'n tassie, daar's 100 000 rand daarin, ons sal nou net daarby uitkom. So terwyl almal hulle oë sluit, ek wou eintlik nog gehad het pastoor Steven moes hier wees, dat hy sy oë op die tassie kan hou. Maar nietemin, kom ons sluit die oë asseblief, ek gaan vir ons open met gebed. Here, dankie dat U goed is. Dankie dat U almagtig is. Dankie dat geen finansiële gat te diep is vir U om ons daar uit te haal nie. Dankie dat U liefde is. Ek wil vra Here dat U my sal wegsteek agter die kruis van Jesus Christus. Here, ek is nie hier om my opinie te dryf nie, ek is hier om die waarheid te deel. Gebruik my asseblief, gebruik my tong, gebruik my gedagtes, gebruik my emosies as 'n spreekbuis. Sê vir U mense wat U wil sê. Here, hulle mag dalk my stem hoor en my stem is die spyker op die hout. Maar mag U Gees die hamer wees wat hierdie woord vanmôre gaan indryf. Here, en ons kom ook teen die vyand wil steel, die vyand wil slag, die vyand wil ons verbind. Hy wil ons gevangenskap hou deur middel van geld. Ek vra vir vryheid, Here. Ek vra dat vandag die kettinge sal breek in Jesus Christus naam. Amen. Dames en here, die tema van my boodskap is God of Mammon. Nou, die skrif sê in Matteus 6 vers 33, jy kan nie God en geld dien nie. Ek het vir baie jare gedink, my grootste teenstander in my verhouding met God is Satan, is die vyand. Die skrif sê nie, en dis kom ek vandag oor Mammon praat, want Mammon is 'n baie gevaarlike ding. Die skrif sê nie, jy kan nie God en Satan dien nie. Hierdie is die grootste entiteit waarvan die Bybel ons waarsku, is Mammon, is die gees van geld. Die waarheid is, jy het gesê kan die waarheid met jou deel, die waarheid is, jy kan nie God en Mammon dien nie. Nou of jy dit wil weet of nie, vanmôre staan jy in 'n baan. Jy staan of in God se baan, of jy staan in Mammon se baan. En dalk maak jy die fout wat ek gemaak het vir baie jare. En ek is nie om te oordeel nie, ek is hier in liefde.
Ek is nie om my op 'n verhoog te staan en my vinger in jou gesig te druk en sê jy doen dit en dit verkeerd nie. Maar ek wil dalk net my geskiedenis met jou deel en uit dit uit mag jy dalk voel dat jy uitlynend is met God se woord. Die skrif sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Met ander woorde, jy staan aan 'n kant. Ek het daai skrif gelees en ek glo die Bybel en ek het gedink, okay, hierdie is nice, dit gee my hoendervleis, maar ek gaan dit in elk geval 'n kans gee. Ek gaan dit 'n shot gee. Ek gaan die Here dien, ek gaan opdaag op Sondag, ek gaan my 10de gee, ek gaan nie vloek en skree en drink en te kere gaan nie, maar ek gaan nog steeds van Maandag tot Vrydag agteroor buig, my gesondheid een kant sit, my verhouding met my gesin een kant sit, my verhouding met God afskeep om geld te maak, om te kyk hoeveel ek bymekaar kan maak. Ek het probeer, ek was 'n Christen, maar ek het probeer God en Mammon dien. Hierdie is een van die kragtigste entiteite in die lewe. Nou, ek wil jou 'n vraag vra. En ek wil nie jy moet my antwoord nie, maar terwyl jy dink, en ek wil nie jy regtig jy moet dink, daar's een van twee opsies, dis of 'n ja of 'n nee vraag. Is geld belangrik vir die Here? Dis 'n ding waaraan jy moet dink. Terwyl jy dink, wil ek gou-gou 'n sigaretjie opsteek. Uit die aard van die saak, as jy vir mense moet staan en praat, raak jy 'n bietjie benoud. Hou vas. Pastoor, ek wens jy kon sien wat ek nou sien. Dames en here, ek gaan nie regtig in die kerk rook nie. Wie van julle dink is verkeerd om te rook in die kerk? Okay, so een eerlike suster. Right, daar's nog een. Dis verkeerd om te rook in die kerk, uit die aard van die saak. Wees eerlik, pastoor, maak jou oë toe. Wie dink is okay om te rook net solank die pastoor jou nie sien nie? Het ons nie een ene, is 'n eerlike broer agter. Nou, hier is die reine waarheid. Toe ek maak asof ek 'n sigaret gaan opsteek in hierdie gemeente, het party van julle amper 'n beroerte gekry. Wat ons voel is verkeerd. Nee. Die skrif van Genesis 1 tot aan die einde van Openbaring praat nie een keer oor 'n sigaret nie. Dieselfde skrif, 'n dokument wat vir ons vir 2000 jaar bewaar is, sodat ons dit kan lees, praat oor die 2300 keer oor geld en besittings. Hier is ek en jy en ons dink dit is verkeerd om te rook in 'n gebou waarvan die Bybel nie een keer praat nie. Maar dit waaroor God 2350 keer praat, maak ek en jy soos wat ons wil. Dames en here, ons is mislei. Ons is geïndoktrineer om te dink soos die wêreld dink. Nou, ek is nie vanmôre hier om geld, om sigarette te promoveer nie. Uit die aard van die saak is dit nie goed vir jou nie. En dit gaan nie keer om in die hemel te kom nie, nee. Hulle sê jy gaan net ryk as of jy van die hel af kom. Maar ek is nie om te praat oor rook of nie rook nie. Dis irrelevant vir my. Jou liggaam is 'n tempel en jy moet daarna kyk. Yes, dit is so. Maar die Bybel praat 2000 keer oor geld en oor besittings. So kom ek wil 'n bietjie statistiek met jou deel om vir jou te wys dat ons geïndoktrineer is. 12 jaar was ek op skool gewees. Party van julle dalk 'n bietjie langer, moet nou nie hand opsteek nie. Maar dis die average wat ons op skool spandeer, 12 jaar. Baie van julle het gaan studeer na graads. Jy het 4 of 5 of 6 of 8 jaar op universiteit spandeer. Een van my kliënte is 'n tandarts. 20 jaar wat sy agter die boeke was. Nie 'n woord oor hoe om met geld en besittings te werk nie. Dames en here, jou kinders is op skool vir 12 jaar, gaan hulle nie 'n woord oor God se ekonomie nie. Hulle gaan nie weet hoe om met geld te werk nie. Die hele samelewing is gerig om meer te maak. Van kleintyd af word ons gesê, maak meer, maak meer, maak meer. En dan het jy nou jou graad en jy kry jou werk en jy het nou daai tipe van sekuriteit. Maar wat doen jy met die geld wat jy gekry het? Jy volg die status quo. Wat doen die status quo? Hulle koop karre op skuld, koop huise op skuld, kry kredietkaarte, oortrokke fasiliteite. Want dis mos wat die Bybel sê, nee, wees niemand iets verskuldig nie behalwe 'n oortrokke fasiliteit. Nee, dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê wees niemand iets verskuldig nie behalwe om mekaar lief te hê. Maar wonder ek, as ek kyk na die statistiek, wat sê dat 77% van die werkersklas geen geld oor het aan die einde van die maand nie. Is nou nie jy nie, nee, is jy ou voor jou of agter jou?
77%, dames en here, dis 80%, dis die oorgrote meerderheid van mense wat inkomste genereer. Ons praat nie van die werklooses nie, ons praat van die ouens wat geld het. 80% van hulle leef van hand tot mond. Hy gee 75% van sy hardverdiende inkomste oor aan skuld. Dis nie my, hier is nie geduimsuig nie, hier is statistiek. 75% op die stadium van elke rand wat in Suid-Afrika gegenereer word, word oorbetaal aan skuld. Beteken God gee vir jou lewensenergie om te werk. Jy spandeer 100% van jou werksenergie om te werk, maar jy vat slegs R25 huis toe. Pastoor, ons kerke trek swaar. God het 'n wet ingestel, 'n reël. Jy kan dit noem wat jy wil, om 10% van jou inkomste weg te gee. As ek R100 verdien, maar ek vat slegs R25 huis toe, is dit vir my fisies onmoontlik om 10%, wat dan die helfte van my take-home pay is, vir die kerk te gee. Daar's 'n ander statistiek wat sê, Christene en nie-Christene op die stadium van die geveg is net so vasgevang in skuld, soos die wêreld. Jesus het gesê, ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Maar tog is ons net so vasgevang, soos die wêreld. Ons huwelike lyk soos die wêreld. Dis nou nie hierdie gemeente nie, nee, dis die ouens al buite. Ons praat soos hulle. Ons leef soos hulle. Ons spandeer ons geld soos hulle. Ons is net so vasgevang in skuld soos hulle. Ons laat toe dat dit wat die wêreld entertain, ons entertain. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is geïndoktrineer, pastoor, om te dink en te leef soos die wêreld. En ek het ver gery om vir julle te sê, ons moet dit verander. Ons moet nie so wees nie, ons moet verander. Nou wonder ek by myself, vir die persoon wat sukkel om kos op die tafel te sit, hy het 'n voltydse werk, en dalk is hy een van julle wat mag saamstem, ek vra nie dat jy jou hand opsteek nie, maar jy werk hard, maar daar's te veel maand oor aan die einde van jou salaris. Jy lewe goed vir 3 weke, en dan vir die laaste week krepeer jy hoop en bid, dat einde van die maand jou salaris deurkom, want as hy nie deurkom nie, is jy onderdeur. Die gemiddelde Suid-Afrikaner, ek weet dit lyk, as jy in die parkeerarea gaan kyk, gaan jy baie fancy karre sien, maar die gemiddelde Suid-Afrikaner is 4 weke weg van bankrotskap af. Of julle wil dit glo of nie, as hy einde van die maand nie sy pay kry nie, is hy onderdeur. Op die stadium van die geveg is my voorkop blinker as sy toekoms. Is in 'n ligte lyn. Nou wonder ek, waar pas Jesus Christus se woorde in, vir die persoon wat 75% van sy inkomste weggee, vir die persoon wat nie kan kos koop aan die einde van die maand nie. Waar pas Jesus so Johannes 10 vers 10 in, wat sê, ek het gekom om jou 'n lewe te gee, en dit in oorvloed. Moet ons daai skrifgedeeltetjie uit ons Bybel uitskeer, of het God dan nie die waarheid gepraat nie? Want daar's mense wat my op 'n daaglikse basis bel, wat sê, Wilke, ek kan nie hier betaal nie, ek oorweeg dit om my lewe te neem, want ek sit met kinders en ek kan nie kos op die tafel nie. Kan jy ons help met 'n stukkie brood? Dis mense wat lief is vir die Here. Ek sit met besigheidsmense wat in honderde, miljoene rande se skulde is. En hulle kom nie uit nie. Die skrif sê, jy's 'n slaaf van die man by wie jy leen. Ek het maar net by myself gewonder, terwyl ek so vasgevang is in skuld, en terwyl ek nie kan slaap nie, en terwyl stres my fisiese liggaam van binne af opeet, en ek haal al die frustrasie op my gesin uit. Waar pas God se woord in? Daar's nie plek vir die vrug van die gees, terwyl ek vasgevang is in hierdie wêreldstatistiek van finansies nie. Dames en here, ons is geïndoktrineer om te dink soos die wêreld dink. En dit is iets wat ons moet aanspreek. Kom ons kyk bietjie na skuld. Skuld is nie 'n sonde nie, ek wil dit pertinent vir jou sê. Ek wil nie jy moet skuldig voel, om te dink, hierdie perd het nou ver gekom om vir my te laat skuldig voel, omdat ek 'n karpaaiement of 'n kredietkaart het nie. Nee, skuld is nie die probleem nie. Skuld is die simptoom van 'n dieper probleem. Ek was vasgevang in skuld, want ek het groot geword met 'n armoedige mentaliteit. Ek het en armoedige mentaliteit het niks met geld te doen nie. Ons moet nie daai twee met mekaar verwar nie. Dis 'n scarcity mentality. Daar's ons een ding wat ek geleer het. In God se koninkryk is daar nie 'n tekort aan geld nie. Ek is nie 'n prosperity preacher nie. Ek het 'n groot probleem met die prosperity gospel. Want die prosperity gospel bind God tot 'n reël. Hy sê as jy hom dien, moet hy jou seën. Daar's geen verpligting op God almagtig om jou te seën nie.
Maar die Here leer ons in sy woord dat as jy fokus om te doen wat hy jou geroep het voor om te doen, dan sal daar voorsiening wees. Maar die probleem is ons uitlynheid met dit, want ons glo God voorsien nie goed genoeg in my behoeftes nie, so ek gaan nou Absa toe gaan en vir hulle vra vir 'n lening, sodat ek hierdie kar kan koop, sodat ek mense kan impress wat ek nie like eintlik nie. En dis die definisie van skuld, nê. Ons koop dinge wat ons nie nodig het nie, met geld wat ons nie eintlik het nie, om mense te impress wat ons nie eintlik like nie. Ja, jy moet nou sê amen. Maar jy weet dis die waarheid. En dis die definisie van skuld. Skuld, finansiële chaos, armoede is nie die probleem nie. Dis 'n simptoom van 'n probleem. Ek ken jou nie, ek's nie 'n waarsêer nie. Ek kan nie vir jou sê wat jy verkeerd doen in jou lewe nie. Maar wat ek verkeerd gedoen het is, ek het met my mond bely, God is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar met my hart het ek geglo, God almagtig sorg nie goed genoeg vir my nie. Ek gaan self moet plan maak. Ek gaan 'n kredietkaart moet kry en ek gaan 'n leefstyl moet finansier op 'n ander manier. Jy sien, ek's geïndoktrineer. Die wêreld het vir my gesê, jy bly in die verkeerde buurt. Die wêreld het vir my gesê, jou waarde is gekoppel aan wat jy dra. Die wêreld het my geleer dat as 'n man is my waarde en identiteit gekoppel aan wat ek het. En as jy 'n man is, sal jy saam met my stem. Asseblief, ek vra nie om jou hand op te steek nie, maar jy weet dis die waarheid. Daar's 80, hier is nou duimseg nie, maar ek voel die oorgrootste meerderheid van mans is vasgevang in die ding waar ons waarde gekoppel is aan wat jy doen. Vra enige man, wie's jy? Hy gaan vir jou sê ek's 'n dokter, ek's 'n plumber, ek's 'n elektriesien. Nee, ek het nie gevra wat doen jy vir geld nie. Ek het gevra wie is jy? Dis wat ons doen. Ons definieer onsself. Ons koppel ons identiteit aan wat ons doen vir geld. Dis fout nommer 1. Okay, is nou nie jy nie, dit was ek gewees. Ek het my identiteit gevind in voertuie, dat ek in die regte buurt bly en die regte klere dra. Want ek het gevoel, ek gaan slegs waardig wees as ek dit het. En die ballgame het 'n bietjie verander, nee. Vandag is dit nou op social media. Jy gaan slegs 'n impak in God se ekonomie hê as jy genoeg followers het. Jy is slegs waardig, meisie, as jy genoeg likes kry op jou Instagram. So die volgende probleem wat ek gemaak het is, nie net het ek my waarde gekoppel aan wat ek doen vir 'n inkomste nie, ek het my identiteit gekoppel aan hoeveel ek genereer. As ek baie geld genereer, dan voel ek goed, voel ek great, dan loop ek breë bors rond. En as die cashflow onder druk is, dan sukkel ek. Dan wil jy nie in 'n 5 meter radius om my beweeg nie. Ek het my identiteit gekoppel aan wat in my bankrekening aangaan. En baie van ons maak die fout deur God se goedheid te koppel in wat in jou bankrekening aangaan. Pastore kry op 'n baie gereelde basis oproepe, sê mense vir my, Wilco, hoekom haat God my? Hoekom het God sy rug op my gedraai? En die enigste probleem is, hulle kan nie meer hulle leefstyl finansier nie. God se liefde vir jou het niks te doen met jou leefstyl wat jy kies nie. Die Here is goed vir ons, ongeag. Die Here is nie bekommerd oor waar jy bly, of jy kos het, of jou toekoms nie. Jy is bekommerd daaroor. Hy is nie bekommerd daaroor nie. Waar hy bekommerd is jou hart en jou siel. Wat gaan met jou gebeur hierna? En ek wil hê, ek weet nie waar baie van julle is wat notas maak nie, maar as jy 'n nota maak hierdie nota. Do not trust your memory. Is in 'n ligte lyn. Jy gaan vergeet wat ek sê. Pastoor, hierdie word opgeneem, nê? So ek mag geen grappies maak oor my vrou nie. Ek aanvaar dit so. Hier is die nota wat jy moet maak. Jy's nie vry tot jy vry is van die behoefte om iemand te impress nie. Christus het gesterf vir my vryheid. Galasiërs 5 vers 1 sê Jesus het gekom, sy bloed het gevloei en hy het my vrygemaak sodat ek werklik vry kan wees. Maar my behoefte om in te pas by die samelewing hou my vas. Jy sien pastoor, ek het ketTINGs verwar. Ek het gedink omdat ek die ketTINGs om my is, maar omdat hulle van goud gemaak is dit aanvaarbaar. Ek was soos die Israeliete in Egipte. Ek was in slawerny, maar daar was kos, so ek was heel tevrede. Die skrif sê in Galasiërs 5 vers 1, Jesus het gekom om jou vry te maak, sodat jy werklik vry kan wees. In Romeine 13 vers 8 sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe 'n oortrokke fasiliteit. Nee, is nie die waarheid nie. Die skrif sê, wees niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê.
Maar hier kom ek met my wêreldse geïndoktrineerde denkwyse en ek dink dit sê ek moet niemand iets verskuldig wees nie, maar jy kan skuld hê. Jy sien ons leef in 'n samelewing wat ooreenstem met die dag van rigters. Daar was geen heersinterniteit nie en elke ou het gedoen wat reg was in sy oë. Eerlikheid was relatief. Ons leef in vandag se tyd, dames en here, ongelukkig dat ons as Christene, ons is in 'n posisie waar ons eerder ons gewete aanpas in steede van ons leefstyl. Dis makliker vandag om jou gewete aan te pas. Jy sien, ek was vir baie jare 'n selektiewe gelowige. Ek hoor slegs God se stem as dit wat hy sê ooreenstem met my leefstyl. En as dit nie doen nie, dan dink ek by myself, maar die Here het nie gepraat nie. En as hy nie vir my die geld gee wat ek het nie, dan is ek so arrogant om te sê en te vra die gebedsgroepie in die kerk en die pastore en die selgroepie moet vir my bid, want God het sy rug op my gedraai. Ek koppel dit wat in my rekening aangaan met God se goedheid. Ja, ek moet bely. Ek nou in retrospek besef ek het God almagtig beledig. Deur sy goedheid, deur dit wat aan die kruis gedoen was vir ons, te koppel aan 'n verganklike nood. 1 Korintiërs 7 vers 23 sê, julle is duur gekoop. Moenie weer slawe van mense word nie. Dames en here, julle mag dalk nie like wat ek sê nie, maar ek het nie hierdie reëls gemaak nie. Ek is die boodskapper. Ek is die posman. Ek kom net vandag en lewer die stukkie pos af. Ek het nie die reëls gemaak nie. Hy sê julle is duur gekoop. Christus se bloed is die duurste wat daar was. Dit het gevloei. Moenie slawe van mense word nie. Nou vra my Wilco, hoe word ek 'n slaaf van 'n mens? Wel, ek is bly jy vra. Die antwoord is in Spreuke 22 vers 7. As jy iemand iets skuld, is jy sy slaaf. Punt. Absa, FNB, ensovoorts. Hier is 'n verdere fout wat ek gemaak het. Ek het gedink dit is aanvaarbaar om skuld te hê. Aan die een kant sê die skrif, en dis 'n vraag wat ek jou wil vra, aan die een kant sê die skrif dan, Christus het gekom om my vry te maak, sodat ek werklik vry kan wees. Staan vas in hierdie vryheid. Wees niemand iets verskuldig nie. Dis wat die skrif aan die een kant sê, maar aan die ander kant sê, as ek iemand iets skuld, is hy sy slaaf. Nou dink ek by myself, pastoor, hier's ek. Ek is weergebore kind van God. Ek is vry. Maar ek het ook 'n karpaaiement. En ek het 'n kredietkaart. Nou wat is ek? Watter een van daai skrifgedeeltjies skeer ek uit my Bybel uit? Watter kant van die lyn staan ek? Nou kies ek, jy sien, nou slyp die gees van geld in mammon om my gewete te begin aanpas. En ek het die fout gemaak en ek het besef, ek het kettinge om my. En dalk sit jy vanmôre hier en jy het kettinge om jou. Jy sal weet as jy kettinge om jou het. As dit aan die einde van die maand naby kom en jy voel asof iemand sy hande so om jou keel het, en jy raak benoud want jy weet daar's nie genoeg geld om alles te betaal nie, dis 'n ketting. Jy is 'n Israeliet in Egipte. En dis nie waar God jou wil hê nie. Daar's 'n beloofde land, 'n plek wat oorloop van melk en honing, waar daai vryheid, daai oorvloed waarvan die Bybel praat, bestem is vir my en vir jou. Maar ons moet net besef dat die kettinge wat om ons is, verkeerd is. Jy moet nie goue kettinge akkommodeer nie. En jy moet nie dink omdat elke ou om jou, die ou links van jou, regs van jou, voor jou en agter jou, en jou bure, en die vriende, en die Christene, omdat almal kettinge het, dis aanvaarbaar nie. God het gekom om ons vry te maak. So terloops, ek het 'n boek geskryf. Het jy dit genoem? Okay. Nou, ek is nie hier om my boek te verkoop nie, alhoewel daar 'n paar kopieë is. Ek dink ook nie is die beste boek wat ooit geskryf is in Suid-Afrika nie. Maar as elke in Suid-Afrika 'n kopie koop, sal dit verskriklik baie vir my beteken. In daai boek, dis letterlik wat ek oor het, ek wag nog vir 'n paar bestellings, maar in daai boek, hoofstuk 17, praat ek oor die 10 stappe om uit skuld uit te kom. Die boek is te koop vandag. As jy wil koop, is jy meer as welkom na die tyd. Maar as jy hom nie kan koop nie, of nie wil koop nie, en jy wil net hê daai 10 stappe, dis goddelike stappe om uit skuld uit te kom, dan stuur jy vir my 'n e-pos en ek stuur daai hoofstuk gratis vir jou. Ons het nie geld nodig. Ons het nie geld nodig om uit skuld uit te kom nie. Ons as 'n generasie is vasgevang in skuld. Ons het afhanklik geword van skuld. So mense maak die fout, voor hy uit skuld uit wil kom, of hy dink, die enigste manier om uit skuld uit te kom, is om geld te vat en skuld te begin afbetaal. Maar weer eens, skuld is nie die probleem nie. Dit help nie, jy plak 'n pleister op 'n septiese wond nie. Jy moet die probleem uitsorteer. Die probleem is, jou vertroue is in geld.
nie in God nie. Die probleem is, jy maak staat op jou salaris, jy verwar die bron met die stroom. Dis wat ek gedoen het. Ek het gedink dat my inkomste, my besigheid, my salaris is my bron van inkomste. En ek het 'n fout gemaak. Ek het besef dit is nie. Dis slegs 'n stroom vanaf die bron. Nou, hier is die ding met strome en bronne. Strome gaan opdroog, soms. Strome gaan oorspoel. 'n Stroom wat opdroog noem ons resessie. En broer en susters, langs wat jou hoop, jou vertroue in die stroom is, het jy 'n probleem. Want strome gaan opdroog. So ek moes geleer het om my identiteit uit geld uithaal en my identiteit te vind in Christus, in Jesus. Jy gaan nie Bybel toe vir informasie nie, jy gaan Bybel toe vir identifikasie. Die Bybel sê vir jou wie jy is in Christus. En sodra jy daai snap, sodra jy dit deel maak van jou lewe, hoef jy nie meer bekommerd te wees oor geld nie, want jy het 'n Vader in die hemel wat oor jou sorg. Kyk na die voeltjies van die hemel. Hulle saai nie, hulle maai nie, hulle maak nie skure by mekaar nie. Hulle staan nie 8 uur op in die oggend en gaan na 'n plek toe en werk en probeer deurkom met die bietjie wat hy het nie. Daarmee sê ek nie, ek wil dit pertinent sê, want ek weet daar mag dalk nou iemand wees wat my hoor en dink, okay, great, nou gaan ek bedank. Werk is goddelik, werk is belangrik, maar werk is nie net vir die uitsluitlike doel om geld te maak nie. As jy in finansiële chaos is, en jou definisie van finansiële chaos mag verskil van myne, maar as jy in finansiële chaos is, moenie kyk na meer maniere hoe om geld te maak nie. Geld, of jy tekort aan geld is nie die probleem nie, dis 'n simptoom van die probleem. Kyk na waaraan koppel jy jou identiteit. Kyk waarin is jou vertroue. Skuld is nie God se wil nie. Ons moet uit skuld uitkom. En ek het hierdie nie iewers gelees en ek het gedink, dit sal nou nice wees om met julle te kom deel op 'n koue Sondagoggend in Klerksdorp nie. Hierdie is ek met my lewe hierdeur. Ek het kettinge om my gehad, maar kettinge van goud. 2016 van my besigheid. Ek sit met 2.2 miljoen rand se uitstaande skuld en geen inkomste nie. Nou weet jy van jou nie, maar daai is 'n taamlike moeilike situasie nie. Dis wat die Engelse sê between a rock and a hard place. 2.2 miljoen rand se skuld en geen manier om dit te betaal nie. 18 maande later toe betaal ek die skuld klaar deur hierdie plan, daai 10 stapplan wat ek met jou gaan deel. So dit is moontlik om uit skuld uit te kom. Maar die vraag is, gaan jy jou leefstyl aanpas of gaan jy jou gewete aanpas? Dis 'n goeie vraag om jouself te vra. So rukkie terug was ek en my vrou Asia toe. Ons was op 'n vakansie gewees daar. En ons het 'n skootertjie gehuur en ons het daai hele eiland plat gery. En ons kom toe eendag by 'n plek, 'n tempel. En ek was bietjie aanvanklik bietjie skrikkerig of skepties oor die storie, maar toe dog ek, jy weet, ons is in 'n ander land, ons wil maar net sien wat aangaan en so voorts. En ons gaan toe in die tempel in en daar's so 'n lang ry van mense en ek dog, hierdie is die snoepie. Ek is lus vir 'n Coke en 'n paai, soos gewoonlik. En ek gaan staan toe in die ry en toe ek so om die draai kom, toe sien ek, nee, maar hierdie is toe nou nie die snoepie nie. Hierdie is waar jy in die ry staan om geseën te word of 'n blessing te ontvang van die monk. Hy sit op 'n verhoogie, omtrent so hoog, sit hy so in 'n meditasiestyl en dan as jy omtrent van hier af tot pastoor Steven van hom af is, dan gaan jy hande 4 voet op hom, op jou knieë en dan slyp jy nader in aanbidding, asof jy in aanbidding is en dan as jy voorkom, dan gooi jy, dit het geryk soos Sprite, maar dit was dalk ietsie anders, heilige water of wat ook al. Dan gooi jy ietsie oor jou om jou nou te seën en jou te bless. En toe ek dit sien, toe sê ek vir my vrou, nee, hier moet ek wegkom. Hierdie, ek kry so grilling, so rilligheid. Hierdie is duiwelse goed. Ons moet hier wegkom. Ek kom by die hotel en ek lees. En as jy jou Bybel het, wil ek vra, maak hom oop. By. Hou vas. Ek ken die Bybel, maar ek ken hom nie so goed nie. Ek gaan nou heeldag soek na daai skrif, ek het hom nie neergeskryf nie, ek vra om verskoning, ek dink is die 1 Korintiërs. Ergens in Korintiërs sê die skrif dat, as jy enige van hierdie sondes akkommodeer, is dit gierigheid, of gierigheid is dan afgodery. En ek skrik by myself, ek dink, ek was onder die indruk dat afgodery is iets waar jy
voor iets of iemand in aanbidding buig. Maar die skrif sê, en pastoor Stiewe gaan hom nou vir ons kry, in Korintiërs, dat as jy 'n gierigheid het vir iets, nou gierigheid is 'n intense, selfsugtige begeerte na meer en meer. En die skrif sê, gierigheid is afgoderry. En ek besef, ek is net so skuldig, soos hierdie ouens wat onwetend besig is, of wetend besig is met afgoderry. Die feit dat ek gierigheid in my lewe en in my hart akkommodeer. Pastoor, hoeveel tyd het ons oor? Efesiërs 5 vers 5, baie dankie. As die pastoor sy skoene uittrek, dan weet ek my tyd's verby. Rentmeesterskap is 'n belangrike beginsel. Weereens, geld is nie die probleem nie, dis 'n simptoom van die probleem. En een van my probleme is die feit dat ek rentmeesterskap verwar het. Ek het gedog, ek is die eienaar van die geld. Nou hier is die waarheid. Nêrens in die woord het God eienaarskap van enigiets oorgedra van hom na ons toe nie. Nêrens nie. As jy jou Bybel oopmaak by Genesis 1 vers 28, dan sal jy die volgende skrifgie sien. En Genesis 1 vers 28 is heel voor in jou Bybel. As hy agter in jou Bybel is jou Bybel onderste bo. In die aard van die saak. Genesis 1 vers 28 sê, en ek lees vir jou, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en oor al die diere wat daarop kruip. God het die mens geroep, hy het gesê, hierso is jou mandaat, hier is jou lewensroeping, hierdie is wat jy moet doen. Nou dit raak exciting, kom ek sê vir jou, wees vrugbaar en vermeerder. Die broers moet nou sê amen. Ons gaan nou nie in detail ingaan nie, my vrou weet ek is die skrif gehoorsaam, ons het nou al 3 kinders. En ek sien pastoor Steven, jy het ook 'n paar kinders, so ons verstaan hierdie oefening, wees vrugbaar en vermeerder. Mans, ek wil jou 'n tip gee, ekskuus, hier is nie heeltemal van die punt af. Maar, as jou vrou die aand by die huis kom en sy het 'n hoofpyn, sê vir haar, maar die Here sê, Genesis 1 vers 28, ons wil nie die Here ongehoorsaam wees nie. Amen, is 'n grappie, is in 'n ligte lyn. Ek en my vrou het al soveel kinders, ons gee mekaar nie eens met drukkies nie. Ons high five mekaar net in die gang en die verbygaan. Okay, maar anyways, ek het nou nie gekom met jou te praat oor die eerste opdrag nie. Die tweede opdrag is onderwerp dit. Dis wat God gesê het. Nou, die Bybel, dalk weet jy dit nie. Ek weet nie of hierdie inligting al by Klerksdorp uitgekom het nie, maar die Bybel is nie in Afrikaans geskryf nie. Nee, die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en die woord onderwerp kom uit die Hebreëse woord kabash. Dis nou nie 'n woord wat ons elke dag rondgooi nie, nee. Maar kabash, as jy dit direk vertaal of translitereer, die beste vertaling wat ons kan kry in Engels is to subdue, om te onderwerp. Baie belangrike beginsel. Onderwerp of subdue of kabash het niks te doen met eienaarskap nie. God het vir jou gesê, wees vrugbaar en onderwerp. Dis 2 goed. Die derde opdrag is, heers. Die woord heers kom uit die Griekse woord, die Hebreëse woord, rada uit. Rada het niks te doen met eienaarskap nie. Die Engelse is to rule or to have dominion. Nou kom sê ek hierdie vir jou, wat het dit te doen met my geldsake en wat het dit te doen met mammon? Hier is die fout wat ek gemaak het. Ek was vasgevang in finansiële chaos. Ek het ketTINGs om my gehad, omdat ek God se initiële opdrag verwar het. Hy het gesê, die geld wat ek in jou rekening sit, moet jy bestuur. Hy het nie gesê, die geld wat ek in jou rekening sit, moet jy maak asof dit jou eie is nie. Nou ek verstaan, in vandag se ekonomie en stelsel is jou naam op die akte vir jou eiendom en jou naam is op die CIPRO dokument by CIPC geregistreer, maar dames en here, God bly die eienaar. Maak nie saak in wie se hande die geld of die besitting is nie. Van Genesis 1 vers 28, ek het jou gesê, dis in die begin van jou woord. Van Genesis 1 vers 28, regdeur, tot in die einde van Openbaring, sal jy nie een plek kry, nie een plek, waar God eienaarskap van enigiets, oorgedra het van hom na ons as mens toe nie. Alles is syne. Dit sluit in jou gesondheid, dit sluit in jou liggaam, dit sluit in jou huwelik, dit sluit in jou kinders. Dis nie joune nie, dis God se. Hy het dit net in jou besit gesit, sodat jy dit
reg kan bestuur. En hier is die probleem, as jou finansiële emmer leeg is die probleem nie met die hoeveelheid water wat in die emmer ingaan nie, dis God se verantwoordelikheid. Die probleem is, jy akkommodeer so groot gat in jou finansiële emmer, en ons noem my gat, rentmeesterskap. Jy sien jouself as die eienaar. Kom ek verduidelik dit so, ons stel 'n president aan, van 'n land, vir 'n tydperk. Ons sê van broer, right, jy is die president, jy gaan hierdie stukkie grond bestuur vir die volgende 5 jaar. Die president is niks anders as 'n rentmeester of 'n bestuurder van 'n bate nie, van 'n land of 'n ekonomie nie. Jy stem saam met my. 'n President is gelyk aan bestuurder. Rada, kabash. Nou kry jy 1 of 2 presidente wat daai amp verwar. Soos Christene, hy verwar hom. Hy dink omdat hy nou bestuurder is, ek is die eienaar. Ek gaan nou maak soos wat ek wil. Ons het so ou gehad, nê, die vorige president. Wil nou nie polities raak nie, maar julle weet, die vorige president het gemaak wat hy wil. Hy het gedink hy is nou beheer van hierdie land. Kyk na langs in Zimbabwe. Wat gebeur met 'n land, dames en here, as 'n bestuurder sy amp verwaar en hy stel homself persoonlik aan as eienaar? Wat noem ons dit? Diktatorskap, nê? Gaan kyk na elke diktatorskap in die geskiedenis van die menswees. Daar's nie een ekonomie wat 'n diktatorskap oorleef het nie. Punt wat ek wil maak is jou finansies vanoggend lyk so Zimbabwe se ekonomie. Dan is jou probleem rentmeesterskap. Jy verwar eienaarskap. God is die eienaar, nie jy nie. Jy is slegs 'n bestuurder. En as jy immer leeg is, moet jy jouself eerlik afvra, ek is dalk 'n slegte bestuurder. Dis dalk die probleem. Kom ek lees vir jou skrifte wat daarmee gepaard gaan. Haggai 2 vers 8. Aan my behoort die silwer en aan my die goud, spreek die Here van die leerskare. Levitikus 25:23, God besit en beheer alles. Hy sê, die land behoort aan my, julle is slegs vreemdelinge en bywoners. Psalm 50 vers 9 sê, al die wilde diere van die bos is myne, die vee op die berge by duisende. Ek ken al die voëls van die berge wat roer op die veld, is van my. As ek honger het, sal ek jou dit nie sê nie, want die wêreld is myne en sy volheid. As jy in 'n finansiële verknorsing of knyp is, vra jouself af. Ons het nou gepraat oor vertroue. Ons het gepraat oor identiteit. Ons het nou gepraat oor 'n paar goddelike beginsels. Maar Mammon gaan jou verwar. Mammon se goal is nie om jou te sink deur jou rekening leeg te kry nie. Mammon se manier hoe ek en jy ons gaan sink finansiëel is om ons amp te verwar. Ons moet dit in lyn kry met God se woord. En dan gaan ek die laaste beginsel met jou deel. Ek dink my tyd is amper verby, nê? Ek is nie seker nie, maar hoe ook al dit sy. Ek wil praat oor vergenoegdheid. Laat ek so toe gaan. Die skrif sê, en ek het altyd die fout gemaak, ek is 'n groot voorstander van eiendom, waar ek ietsie koop en ek maak dit mooi en ek verkoop dit, of koop hom uit te verhuur, ensovoorts, ensovoorts. Ek het altyd gedink, as jy eiendom koop vir R1 miljoen, jy maak hom bietjie mooi en jy verkoop hom vir R2 miljoen, dan is dit 'n groot wins, nê? Of enigiets. Die skrif sê, en ek gaan hom vir jou lees. Hy sê, godsaligheid met vergenoegdheid is 'n groot wins. Dis 'n mindset shift. Die wêreld sê, as jy baie het, is jy goed. God sê, as jy gehoorsaam is aan my, dan is jy suksesvol. Die wêreld sê, as jy iets koop vir R1 miljoen en jy verkoop dit vir 2, dis 'n groot wins. God sê, nee, as jy godsaligheid, dis in 'n right standing verhouding met hom, met vergenoegdheid, en vergenoegdheid is om tevrede te wees met dit wat jy het. Dit is 'n groot wins. Die wêreld sê, as jy meer wil hê, moet jy eiendom koop. Jy moet in cryptocurrency belê, jy moet een of twee bitcoins hê, belê in eiendom, kry vir jou ekstra werk, sit ekstra ure in. Die wêreld sê, as jy meer wil hê, moet jy vashou, moet jy arbei. God sê nee, as jy meer wil hê, moet jy gee. Dis 'n groot verskil. So ek wil jou uitdaag, as jy vanmôre hier sit, en jou finansiële emmer is leeg, jy het niks in jou bankrekening oor nie, en jy is bekommerd en jy is benoud, en jy weet nie hoe jy gaan deurkom nie. Die wêreld het jou geïndoktrineer deur te dink jy het meer nodig. Jy het nie meer nodig nie. Jy het nodig om die bietjie wat jy het weg te gee. En dit is hoe God seën. Dit is waar vermenigvuldiging lê in saai. Ek het nie die reëls gemaak nie. Ek deel nie die reëls met jou.
Selfs soos die vroutjie wat honger was, sy het 'n laaste bietjie kos gehad en die profeet het by haar gekom. Sy het bietjie olie gehad en bietjie hout en 'n bietjie meel. Toe sê sy, okay, maar ek gaan nou vir ons kos maak en dan gaan ons eet en dan gaan ons sterf. Ek hoop nie een van julle is daar nie. Maar dis 'n rowwe plek om te wees. As jy nog een maaltyd oor het en jy het geen meer hoop nie, dat jy as jy dit geëet het, dan gaan jy maar doodgaan. Weet jy wat sê die profeet vir haar? Hy het nie gesê, "Jesus, ek is nou jammer, ons moet nou planne maak, ons moet kyk of ons weer 'n Bitcoin in die hande kan kry vir werk iewers nie." Hy het gesê, "Nee, ek gaan eers eet." Want die profeet het God se ekonomie verstaan. Hy het geweet dat oorvloed lê nie in vashou nie, oorvloed lê in gee. As jy nie weet hoe jy uit jou finansiële gaas gaan uitkom nie, hier is die antwoord: gee jouself daaruit. Vertrou die Here. Dis die enigste plek in die hele skrif waar God almagtig, God van die hemel en die aarde, dis 'n God wat met sy asem sterre blaas. Hy sê vir jou, hy gee vir jou die toestemming, hy sê toets my hierin, of ek nie die sluise van die hemel vir jou sal oopmaak nie. Dis die enigste plek in die hele woord waar God jou die toestemming gee om hom te toets. Is met geld. As jy niks in jou rekening het nie, as jy op jou laaste is, as jy 'n bietjie hout en 'n bietjie meel en 'n bietjie olie oor het, gee dit vir die profeet. Ek is nie die profeet nie, ek wil net uitklaring maak. Ek vra nie vir jou om geld vir my te gee nie. Jy gee waar jy God se woord ontvang, waar jy geestelike voeding kry. Die 10de is 'n hele is 'n gesprek op sy eie, ek bespreek hom in detail. Maar ons moet gee. Terug by vergenoegdheid en die R100,000 wat in hierdie sakkie is. Jy sê vir my, Wilco, ek het 'n probleem. Ek kort geld en R100,000 sal my probleem oplos. Kyk, wie van julle hier sal dit like as jy 100,000, as jy uitstap met 100,000 vandag? 3 eerlike mense. Great. Hier is die probleem, my mindset. Ek het gedink geld is die oplossing tot my probleem. Ek het gedink ek het slegs bates, dit wat ek op 'n finansiële staat kan lys. Maar hier is die vraag, R100,000. Jy sê dit gaan my probleem oplos, Wilco. Okay, ek gaan hierdie 100,000 vir jou gee. Wie hier is bereid om sy oë in te ruil vir hierdie geld? Sien ek jou hand? Of sê jy nee? Niemand nie, nee. Pastoor, ons moet nou mooi rondkyk. As iemand sy hand opsteek, moet ons hom toesluit en wegbêre op 'n veilige plekkie. Niemand in sy right mind sal sy oë inruil vir selfs 'n miljoen nie. Wat van jou bene? Kom ons maak die bedrag hoor. Jy sê jy het geld nodig om jou probleem uit te sorteer. Okay, ons gaan vir jou R10 miljoen gee, maar in ruil daarvoor soek ons jou 2 werkende bene. Enige iemand? Jy sien ewe skielik is ons almal skatryk. Ewe skielik maak dit nie saak wat ons rekeninge aangaan nie. Ewe skielik het ons bates. Ons moenie die fout maak, of ek vra jou nie die fout te maak wat ek gemaak het, deur te dink omdat my bates nie gelys kan word op my finansiële staat. Ek is arm nie. Die skrif sê, Christus, selfs al het jy niks, steeds het jy alles. As jy dink jy is arm, gaan na die volgende website, globalreachlist.com. globalreachlist.com. Dan sit jy jou salaris daarin. As jy R10,000 'n maand verdien, ek het nou gaan kyk, R10,000 'n maand, dan val jy onder die top 2.8% rykste mense in die wêreld. As jy R20,000 'n maand verdien, wat in vandag se tyd nie vreeslik baie is nie, maar jy kan 'n lewe maak met 20,000. As jy R20,000 'n maand verdien, dan val jy onder die top. Dames en here, luister mooi, onder die top 0.44% rykste mense in die wêreld. Nie in Suid-Afrika nie, in die wêreld. En hier sit ek met 'n inkomste, ek het warm water, ek het krag meeste van die tyd, maar steeds voel ek arm. En hier's my fout. Ek meet my rykdom of welvaart aan die van 'n ander. Ek is nie vergenoegd met wat ek het nie. God sê groot wins lê in vergenoegdheid, in 'n tevredenheid met dit wat jy het. Die skrif sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons moet nie lyk soos die wêreld nie. Daar's 2 ekonomieë. Daar's God se ekonomie en daar's die wêreld se ekonomie. En nou gaan ek afsluit. Ek begin al hoe meer klink soos 'n pastoor, want ek het nou al afgesluit, maar hierdie is nou regtig die laaste ene. 'n Gat in my finansiële emmer. As jy voel, jou finansiële emmer is leeg, moet jy jouself die vraag afvra, is daar nie 'n deur oop van witchcraft in my lewe nie? Kyk, kom nou met 'n wille draai, maar jy moet hierdie gaan ondersoek. Jy kan gaan kyk na 1 Samuel 15 vers 22. 1 Samuel 15 vers 22 tot 23.
Hy sê, ons weet, ons het nou net vasgemaak dat offerande is goed, om te gee is goed. Maar hy sê gehoorsaamheid is beter as offerande. Wat is die teenoorgestelde van gehoorsaamheid? Wederstrewigheid is 'n mooi Afrikaanse woord. En vandag praat ons van ongehoorsaamheid. Jy kry gehoorsaamheid en jy kry ongehoorsaamheid. Wederstrewigheid, die Engelse praat van rebellion. Dames en here, hierdie was 'n shocker vir my toe ek dit lees. Die skrif sê, hier is nie my opinie nie, hy sê, en wederstrewigheid is net so erg soos waarsêery. Ongehoorsaamheid aan God is gelyk aan waarsêery. God Almagtig plaas daai in dieselfde kategorie. As jy finansiëel swaar trek, wil ek jou vra, maak die deur toe van waarsêery, van witchcraft in jou lewe. Ons praat nie van voodoo, black magic en al daai goedjies nie. Ons praat van ongehoorsaamheid aan die Here. As jy weet jy moet dit nie doen nie en jy kies om dit te doen, dan is dit sonde. Ons moet daarvan af wegstap. Ek wil graag 'n gebed maak. As ek mag. Mag ek vra dat elke oog gesluit sal wees asseblief. En hierdie gaan nie oor om enigiemand op die spot te sit nie, maar ek voel net ek wil bid en daar's niks spesiaals aan my nie. God het my 'n mandaat gegee om te praat oor sy ekonomie en om die kettinge van mammon te breek deur die waarheid te implementeer in my lewe. So kom sluit die oë as daar enigiemand is wat sukkel finansiëel, wat 'n deurbraak van God af nodig het. Dan wil ek vra jy moet jou hand opsteek. As jou besigheid se ekonomie, jou besigheid se omset, jou kontantvloei is so onder druk, jy weet nie wat se kant voor nie. Jy sukkel om te slaap in die aande. Jy is so benoud, jy voel God het sy rug op jou gedraai. Dan wil ek vir jou bid. Dankie julle, ek kan die hande sak. Ek sien som wie ek bid. Dis die een uitnodiging en dan die ander uitnodiging is as daar enigiemand is met 'n siekte. As jou kind siek is. As jy self genesing in jou liggaam nodig het. Dan gaan ons nou die Here vra om jou aan te raak. As daar enigiemand is, steek net jou hand op en laat sak jou hand, dan kan ek sien. Dankie Here. Kom ons sluit die oë. Here, U is goed. U is almagtig. Daar's geen mens is spesiaal nie. Ek kan niks vir hierdie mense doen nie, Here. Ek kan nie die waarheid deel. My gebed is dat hierdie waarheid wat uitgegaan het, mag dit op goeie grond val, Here. Mag dit 30, 60 en 100voudige vrug oplewer. Here, mag ons lewe so inrig dat ons bereid sal wees om afstand te doen van ons leefstyl, as dit beteken ons moet gehoorsaam wees aan U. Want ons weet, binne U is alles. Binne U kort ons niks. Here, ek spreek lewe oor elke persoon wat nou sy hand opgesteek het wat deur 'n finansiële moeilike tyd gaan. Het sy dit persoonlik of in sy besigheid is. Here, maak 'n deur oop, 'n bonatuurlike finansiële deur. Heilige Gees, praat met die mens wat dit nodig het, Here, en wys vir hom wat hy in sy lewe moet verander, wat hy moet van afstand doen, wat hy moet bely, waar hy lynheid is met U woord, dat ons in lyn kan kom met U woord. En Here, ons is nie hier om geld uit U uit te vra nie. Here, ons is om te vra dat U ons sal genees. Laat die finansies nie meer 'n probleem is nie. Vat dit uit ons pad uit, Here, sodat ons kan fokus op U en U wil vir ons en ons roeping op hierdie aarde. Sodat ons die evangelie kan leef. Here, skuld maak ons dood. U weet, Here, ons sukkel. Ons leef van hand tot mond. Maak ons vry, Here. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Here, ek wil ook bid vir elke kind wat siek is. Here, elke persoon wat pyn in sy liggaam het. Bonatuurlik raak daai mens aan. Here, en mag daai 'n getuienis wees. Ons vra dit vir 'n getuienis in ander mense se lewens. Dankie dat U almagtig is. Here, as daar enigiemand voel dat God dat U rug op hom gedraai het of haar gedraai het, wil ek vra dat U daai leuen sal wegvat. Here, dis 'n leuen van die vyand af. Die waarheid is U is goed. Die waarheid is U kan vir ons sorg. Die waarheid is U wil vir ons sorg. Dankie dat U almagtig is. Here, wees saam met U mense. Ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen.